Hallo graad 4's, is julle reg vir 'n uitdaging? Vandag gaan ons julle kennis oor metale toets om julle sommer heeltemal gereed te kry vir daai eksamen. Dit werk so. Ek gaan 'n vraag vra, gee jou 'n oombliekie om te dink en dan wys ek die antwoord en verduidelik dit. Maklik, kom ons begin. Reg, hier kom die eerste een. Dink 'n bietjie. Waar presies kry ons metale vandaan? Ek meen, hulle lê mos nie net sommer so rond op die grond nie, of hoe? En die antwoord is erts. As jy dit reg gekry het, wel gedaan. Erts is basies spesiale rotse wat ons diep onder die grond uitgrawe en binne in daai rotse, dis waar die skatte soos goud en yster wegkruip. OK, vraag nommer 2. Hoekom dink julle maak ons 'n kar van metaal en nie sê net maar van papier nie? Daar's 'n spesifieke woord vir die redes hoekom ons 'n materiaal kies. Wat is daar woord? Die tawerwoord is eienskappe. Dink daaraan so, elke materiaal het sy eie superkragte, né? So, ons kies 'n materiaal omdat sy eienskappe of superkragte perfek is vir die werk wat gedoen moet word. Metaal is sterk, so dis perfek vir 'n kar. Reg, nou vir die rockstars van die metaalwêreld. Wat presies is edelmetale? Wat maak hulle so spesiaal, so edel? Hulle groot geheim. Hulle roes nie. Dis hulle superkrag. Jy kan hulle in die reën los, dit maak nie saak nie. Hulle bly blink. En dis hoekom ons mal is oor goud, silwer en platinum vir juwele. Hulle bly vir altyd mooi. OK, hierdie een is 'n lekker breinbreker. Ons dink mos altyd metale is hard en sterk, reg? Wel, nie almal nie. Kan jy raai watter metaal is so sag dat jy dit letterlik met 'n mes kan sny? Glo dit of nie, natrium en kalium. Ja, regtig. Hierdie twee metale is so sag soos 'n stukkie koue botter. Net 'n waarskuwing, moenie dit ooit by die huis probeer nie, want hulle kan nogal gevaarlik wees as hulle met water meng. Reg, volgende vraag. Stel jou 'n smid voor. Daai persoon met die groot hamer wat op 'n warm stuk metaal kap om 'n swaard te maak. Watter eienskap van die metaal laat hom toe om dit te doen sonder dat die metaal breek? Daai spesiale eienskap noem ons smeebaarheid. Dit beteken jy kan die metaal in allerhande vorms hamer en buig en dit sal nie kraak of breek nie. Dink aan 'n motor se bakwerk. Dis 'n perfekte voorbeeld van smeebaarheid. OK, volgende een. Watter metaal dink julle is die absolute kampioen as dit kom by die gelei van hitte en elektrisiteit? Dink aan die drade wat die krag na jou TV toe bring. Van watter metaal is hulle gemaak? Koper. As jy koper gesê het, gee jouself 'n klop op die skouer. Dis heeltemal reg. Koper is 'n ongelooflike goeie geleier en dis hoekom ons dit vir so tussen alle elektriese drade gebruik. Dit laat die elektrisiteit net so deurvloei. Goed, so ons weet nou, ons kan metale plat hamer. Dis smeerbaarheid. Maar wat van die ander rigting? Wat van om dit uit te trek in lang dun drade? Watter eienskap is dit? Jy het dit. Dis rekbaarheid. As 'n metaal rekbaar is, kan ons dit in dun drade uittrek sonder dat dit snap. Daai koperdrade waaroor ons nou net gepraat het, dis 'n perfekte voorbeeld. OK, so metale kan gebuig en gerek word. Cool, maar party van hulle het 'n onsigbare superkrag, magnetisme. Maar pas op, nie alle metale is magneties nie. Kan jy vir my 2 noem wat wel is? Kom ons kyk. Yster, staal, nikkel en kobalt. As jy enige 2 van daardie gekies het, is jy 'n absolute kampioen. Wel gedaan. Dit is ons hoofmagnetiese metale. Reg, vinnige vraag oor magnete. Jy weet elke magneet het 'n noord en 'n suidpool, né? Nou, wat gebeur as jy probeer om 2 noordpole bymekaar te forceer of 2 suidpole? Hulle stoot mekaar weg. Dis heeltemal reg. Dieselfde pole hou nie van mekaar nie. Hulle stoot af. Jy kan letterlik daai onsigbare krag voel wat hulle uitmekaar druk. As jy magnete by die huis het, gaan probeer dit. Dis nogal cool. OK, tyd vir nog 'n vreemde metaal. Ons het nou al gepraat van 'n metaal wat jy kan sny, maar wat van 'n metaal wat nie eers 'n vaste stof is nie? Dis 'n vloeistof by kamertemperatuur. Weet jy watter een dit is? Die antwoord is kwik. Ja, kwik is die enigste metaal wat 'n vloeistof is by normale kamertemperatuur. Hoekom? Want sy smeltpunt is by -39°C. Dis nog kouer as die koudste winterdag wat jy jou kan voorstel. Reg, ons is amper klaar. Volgende onderwerp. Wat noem ons dit as 'n stuk metaal buite in die reën gelos word en dit begin lelik en swak word? Daar's 'n spesifieke woord daarvoor. Daai proses noem ons korrosie.
Dit is maar net wat gebeur wanneer metale aan lig en water blootgestel word. Hulle begin verweer en raak swakker. Dis 'n natuurlike ding. Maar wag 'n bietjie. Korrosie is die algemene woord vir alle metale, maar daar's 'n spesiale, meer bekende woord vir die korrosie van een spesifieke metaal. Watter metaal is die enigste een wat roes? Juister. Dis reg, net juister roes. Daai rooi-bruin vlokkies wat jy op 'n ou hek of 'n spyker sien, dis roes en dit gebeur net met juister. OK mense, hier kom die heel laaste vraag van ons uitdaging. Ons weet nou yster roes. So, hoe keer ons dit? Gee my net een manier om te keer dat yster roes. En daar is so baie korrekte antwoorde. Jy kan dit verf, met plastiek bedek, met olie of gries smeer, of selfs met 'n ander metaal wat nie roes nie bedek. Die geheim is eenvoudig. Jy moet net 'n skild tussen die yster en die lug en water sit. En dis dit, julle het dit gemaak. Baie mooi so. Julle is nou amptelik metaalkenners en heeltemal reg vir daai eksamen. So terwyl julle leer, los ek julle met een laaste ding om oor te dink. Kyk 'n bietjie rond in jou huis. Watter een metaalvoorwerp is vir jou die allerbelangrikste en hoekom? Dink daaroor. Sterkte met die leer, julle is great.